Nou ja, goeienaand julle. Ja, ek sien julle vra oor die mikrofoon. Ek was op pad om hom aan te sit. Dit is, ek is baie dankbaar dat julle almal ingeskakel het by vanaand se Bybelstudie. Ons gaan inderdaad vanaand begin by Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4. Ek sien dit is tyd, so ek gaan vir ons open en ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is aan die einde van 'n besige dag, is ons dankbaar dat U ons gespaar het en dat U aan ons ook die geleentheid gee om saam met die woord uit te lees. Ons wil daarom bid en vra dat U ons hier sal lei om werklik te soek en te vind. En ons is dankbaar, Here, dat ons die voorreg het om nie net die Afrikaanse vertaling voor ons oop te hê nie, maar ook goeie tekste in die oorspronklike taal wat U vir ons laat bewaar bly het. Ons bid, Here, dat ons al die verskillende bronne goed sal gebruik en dat ons uiteindelik sal groei. Dat dit nie net vir ons interessant sal wees of kopkennis sal wees nie, maar dat ons werklik as gelowiges nader aan U sal kom. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Nou, ek dink ons behoort vanaand Galasiërs 4 'n groot gedeelte van die eerste 7 verse te kan doen, en ek het hier 2 vertalings voor my oop. Ons kan baie maklik ook nog verwys weer na 'n derde vertaling. Ek gaan lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling, en ek het ook die 1953 vertaling hier by my oop. In Galasiërs 4 vers 1 skryf die apostel Paulus dan as volg: Hiermee bedoel ek, solank as die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy niks van 'n slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is, maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders tot die tyd aanbreek wat deur sy vader bepaal is. Net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte. Die gees wat roep, Abba, Vader. Julle is dus nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is jy ook erfgenaam deur God. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die 53 vertaling, of daar groot verskille is. Vers 1, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Ja, daar is 'n verskil. Ek dink die vorige een het gepraat van, al is hy die eienaar van alles. Heer is 'n bietjie 'n ouer woord, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Dis 'n baie goeie vertaling van wat daar staan in die oorspronklike taal, en ek sal dit nou vir julle wys. Dis eintlik die beste, dink ek. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die weer eens eerste beginsels van die wêreld, maar toe die volheid van die tyd gekom het, volheid van die tyd is ook weer anders, maar 'n bekende begrip vir ons,
het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba, Vader, en daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, die Heer Christus. Ja, en dan hier is nie 'n hoofstuk, hier is nie 'n verdeling in die perikoop, soos in die 2020 vertaling nie. Goed, kom ons kyk 'n bietjie, wat staan daar, of hoe lyk die oorspronklike teks, en wat kan ons daaruit leer? Het ek net weer vir ons hier gaan. Nou ja, ons het dit nou al gehad, dat die apostel Paulus, dit het eintlik al begin in hoofstuk 3, so dit is nie eintlik vir ons dan iets vreeslik niets, die gedagtegang wat hy mee hier voortgaan nie. Nou, as ons kyk na hoofstuk 4, dan begin hy, julle kan daar saam met my lees, daar is die Grieks, soms is die woordorde 'n bietjie anderste, en ons sal net nou kyk na spesifieke woorde. Ons kan maar net vers 1, hy sê, ek sê, maar vir solank as tyd die erfgenaam minderjarig of 'n klein kindjie is hy niks verskillend van 'n doulo. 'n doulos is 'n slaaf. Kyrios is wel ook heer, hoor. Kyrios as die eienaar in 'n sekere sin, heer is 'n baie direkte vertaling van Kyrios. Onthou julle, ek het die opmerking gemaak, dat ek dink heer is 'n ouer woord, maar dit is inderdaad so, Kyrios is die woord vir heer, ook die woord vir here, dit het die implikasie van eienaar. So in 'n sekere sin sal 'n mens dan sê dat die 2020 vertaling, ek dink het dit reg, want hulle verstaan dit binne die konteks van die hele gedeelte waar dit gaan oor nie meer 'n klein kindjie wees nie, maar jy is nou 'n volwaardige groot mens wat ook 'n erfgenaam of 'n burger kan wees, wat ons verlede week gesien het. Panton van alles, so, daar is hy, van alles. En dan Galasiërs 4 vers 2, is dit maar weer, maar onder voogde, of opsigters of opsieners, en oikonomos is waar ons die woord ekonomie vandaan kry, oikonomos, van bestuurders, tot die vasgestelde tyd van die patros van die Vader, soos bepaal deur die Vader. Ons sal net nou bietjie net gou weer daaroor praat. Ons het dit al gehad oor die vrystelling of die mondigwording van die kind in terme van daardie tyd, hoe die wêreld in daardie tyd gedink het daaroor. En dan vers 3, so ook ons, toe ons was minderjariges. Ons sal spesifiek kyk na die woord vir minderjariges, toe ons onder die eerste beginsels of elemente van die kosmo van die wêreld was. En daar kan jy die woorde doulos weer herken, verslaaf of verknegt is nou nie meer net doulos nie, maar daar is die selfde woord verslaaf, wat ons al ken. Goed, so hy sê, ek gaan nou nie hier op hierdie hele lysie ingaan nie. Die apostel skryf dat ons is nie meer in die posisie van 'n minderjarige of 'n klein kindjie nie, ons is nie meer onmondig nie. Nou 'n standaard nepios is 'n minderjarige of 'n klein kindjie,
Hy probeer, jy sê, ons het die oorgang gemaak, ons is nou mondig in die sin van ons kan ook nou kinders wees, volwaardige kinders en dis erfgename. Nou 'n baie bekende teologiese woordeboek is 'n boek met die naam van Kittel, of die skrywer is eintlik Kittel. Nou hy gaan, daar is natuurlik maar kritiek ook oor die jare gewees op Kittel, maar dit is 'n redelike standaardwerk. Dit nou tersyde, in die antieke wêreld, in beide die wêreld van die Grieks-Romeinse wêreld en die Joodse wêreld, want daar was mos nou maar verskille tussen hierdie twee hierdie twee wêrelde, verwys Nepios nie net na 'n kind van 'n jong ouderdom nie, maar spesifiek na iemand wat sonder regskapasiteit is. Met ander woorde, daardie persoon kan nog nie wettiglik besit neem van sy erfenis nie. So 'n Nepios is iemand wat nog minderjarig is. Ek dink dit sou ook vir ons meer verstaanbaar wees, is iemand wat minderjarig is, maar hy het geen reg om te beskik of om te besluit oor sy erfporsie nie. Kittel beklemtoon dat Paulus hierdie woord gebruik om die mensdom onder die wet te beskryf. Dit is nog geestelik onvolwasse en regtens afhanklik, al is hulle bestem vir daardie erfporsie. Hy het nog nie, daardie mens het nog nie die vermoë om daardie erfporsie en erfreg uit te oefen nie. En dan, want daardie persoon sê Paulus staan onder voogde of bestuurders. Ons kan hier spesifiek kyk na die woord vir die voogde en die bestuurders. Nou, omdat die twee begrippe baie nou aan mekaar verbind is, solank as die erfgename kind is 'n Nepios, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, van 'n slaaf nie, en dit is letterlik die woord vir 'n slaaf, nie. Hy is op dieselfde vlak in terme van sy erfreg. Al is hy heer van alles, al is hy die besitter van alles, maar hy staan onder voogde. Nou onthou nou, Paulus probeer hier vir ons sê dat dit gaan oor die Judaïste wat daar gekom het en die gemeente verwar het deur vir hulle te sê hulle moet terugkeer na die wet toe, en nou probeer hy vir hulle sê, maar julle wil julle self nou weer terug verplaas na die situasie toe julle Nepios was, toe julle onderdanig moes gewees het aan die wet, en toe julle nie volledige beskikkingsreg gehad oor julle erfporsie nie. So Epitropos verwys na die wettige aangestelde persoon of voog wat oor die persoon die reg uitgeoefen het totdat hy mondig geword het. So Paulus probeer eintlik daardeur sê dit is werklik onverstaanbaar dat die Galasiërs nou weer die wet op allerhande maniere sal probeer onderhou. En op allerhande maniere kom 'n mens agter, bedoel hy spesifiek. Ons het dit al gehad verlede week ook, spesifieke godsdienstige dae, die besnydenis, allerhande seremoniële wette. En nou moet julle onthou, dit is eintlik baie relevant vir ons vandag, want ons het te doen met iets soos byvoorbeeld die onderhouding van sekere besondere dae. Daar's groepe wat vir ons sê, jy moet byvoorbeeld die Sabbat onderhou, want daar staan in die wet, jy moet die Sabbat onderhou en nie die Sondag nie. Goed, maar om terug te keer, oikonomos is dan verwys na die persoon wat die finansies en die eiendom van die gesin bestuur het. Dit was 'n
persoon wat, as jy 'n slaaf gehad het, wat voorheen iets was wat ons vandag sou sê soos 'n ouditeur, dan het jy daai slaaf aangestel om die gesin se basiese geldsaake te bestuur, natuurlik met jou en jou eiendom, natuurlik met jou oorsig, maar jy was nie self daar in beheer nie, en so oikonomos sou ook aangestel wees oor die nie mondige kinders. En nou sê Paulus, julle wil julle self weer onder voogte stel, onder so oikonomos, wat eintlik maar 'n slaaf was wat beheer het oor jou. So Paulus gebruik hierdie twee terme om die rol van die Mosaïese wet en die historiese strukture uit te beeld. Die wet was 'n tydelike toesighouer, wat God in sy genade aan die begin van die mensdom se geskiedenis beskik het. En dit was in die Oud-testamentiese tydperk en dis nou afgehandel. Dit het gesag gehad oor die mens, maar slegs tot op die oomblik wat die Vader bepaal het en daarna nie meer nie. En dan verwys hy ook na die prosemia. Nou die prosemia het ons al na gekyk en dit is die en daarom het ek gedink dat die 53 vertaling se vertaling is vir my so goed, want dit vat dit so mooi raak. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Nou die prosemia was die vasgestelde tydstip. Die pa het besluit oor wanneer is die kind mondig. Nou, mondigheid het vandag tot 'n groot mate sy betekenis verloor, en ek dink dat jong mense sal, as jy werklik sit en vir hulle verduidelik wat is mondigheid, gaan baie van hulle 'n probleem daarmee hê, want hulle dink aan hulle self as mense wat klaar kan besluit. Hulle het mos deesdae nou regte. Maar deur die eeue heen was dit nog altyd so, dat 'n kind het onder gesag gestaan, onder die gesag gestaan van sy pa, van die hoof van die huis. En die pa het besluit wanneer 'n kind mondig is of wanneer nie. En hy kon dit byvoorbeeld stipuleer, en ek dink dit kan jy nog doen, byvoorbeeld vandag in 'n testament kan jy stipuleer wanneer kan persone dit wat jy bemaak het ontvang en wanneer nie, op watter tydstip, watter tyd in hulle lewe. Nou, in die Grieks-Romeinse regsterme was die protesmia die presiese datum wat deur die Vader in sy testament vasgestel is of wat hy gereël het, wanneer die kind van sy voogte bevry word en sy erfenis as volwasse seun ontvang. So die idee was, hierdie mense wat toesig gehad het oor die kind, moes die kind dan nou opvoed om wanneer hy die volle reg ontvang en die erf ontvang, om dit dan met verantwoordelikheid te bestuur en te hanteer. Nou die wet het dieselfde funksie gehad, dit was, onthou julle Paulus het die woord tugmeester gebruik, dit was die tugmeester wat ons as het ware voorberei het op Christus. En Kietel wys daarop dat dit Paulus se soewereine eskatologiese beskouing van God se raadsplan weerspieël. Die koms van Christus, bedoelende nou sy menswording en die einde van die wetstydperk was nie toevallig nie, maar dit het saamgeloop. Toe Christus gekom het, het die wetstydperk in die sin soos wat dit was, waar dit ons in, as het ware, beskerming gehou het, tot en met Christus se koms is toe vervul. En het sy doel gedien. So dit is nogal 'n belangrike ding om te begryp, as jy hierdie gedeelte wil verstaan. Nou dan skryf die apostel verder,
So was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Nou, hierdie woord eerste beginsels of woorde, wat ons dan nou, is eintlik die woord stoikeia, is die woord vir eerste beginsels, to kusmo, is die verbuiging van die woord wat ons ken ook as kosmos, die kosmos, so die eerste beginsels van die kosmos, of net dood eenvoudig die eerste beginsels van die wêreld, verwys na die elemente van die wêreld. Dit kan dit ook beteken, die elemente, basiese elemente waaruit die wêreld saamgestel is. Dit kan ook verstaan word as die eerste beginsels, die ABC, soos wat ons sal sê, dit is die ABC van hierdie ding. Dis die eenvoudige basiese beginsels van hierdie ding, hoe dit werk. So, onthou net, in vertaling is daar nie net altyd een woord vir 'n ander woord nie. Daar bestaan eintlik nie so iets nie. Daar is nie een woord in 'n taal wat presies die semantiese reikwyte van 'n ander woord dek nie. Ek dink mense dink baie keer so oor vertaling, en daarom verstaan hulle nie hoekom is daar verskillende Afrikaanse vertalings nie. Maar dis nie moontlik nie. Jy kan in geen taal een woord met 'n ander woord vervang nie. Want hoe die mense die mense wat daai taal praat, daai een woord verstaan, verskil van die praters van groep tot groep, selfs van mens tot mens baie keer. So, dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. So, hierdie basiese woord, stoikeia, het meer as een vertalingsmoontlikheid. Goed, so, dit is nou ongelukkig in Kietel een van die mees kontroversiële begrippe. Nou, ons het dit al gehad dat Paulus se skryfwerk aan die Galasiërs is nie altyd maklik om te verstaan nie. Volgens Kietel verwys stoikeia in Galasiërs 4 na die elementêre godsdienstige stelsels. Met ander woorde, die voor die hand liggende beide Joodse wetslawerny en heidense afgoderry. So, hy meen, Paulus verwys na beide, wat mense in knegskap hou, wat hulle verslaaf, om na die wet terug te keer vir regverdiging. Onthou nou, die hele tyd probeer Paulus vir ons sê, hou op om te Christus plus. Want dit is wat hier die Judaïste gedoen het. Hulle het vir die mense kom leer, dat Christus plus julle onderhouding van die Sabbat, Christus plus julle besnydenis, is wat julle uiteindelik gaan red. Goed, so, in die Romeinse regstelsel, weet ons dat die Vader het dus die absolute gesag gehad, as ons kyk na hierdie eerste 3 verse, om die datum te bepaal, wanneer sy seun amptelik mondig sou word. En tot op daardie vasgestelde dag, die dag wat ons ook goed ken en kultureel kan verstaan, histories kan verstaan, het die seun nie beheer gehad nie. Goed, so die eerste beginsels verwys na die basiese elemente, die mees elementêre reëls of wettiese godsdienstige verordeninge wat mense in slawerny hou. Nou, daar is 'n hele klompie van hulle, en ons gaan net nou gou na hulle kyk, as ons by die vraag kom aan die einde van hierdie gedeelte. Kom ons kyk net wat sê van die kerkvaders oor hierdie eerste 3 verse van Galasiërs 4. Nou, Johannes Chrysostomus is die goue mond, of die baie bekende prediker van die kerkvader tydperk. Hy het geskryf, die wet was nie 'n vyand nie. En ek dink dit is mooi gesê, en ek ongelukkig lees baie mense Galasiërs verkeerd, veral vanuit die charismatiese beweging, en hulle probeer Paulus woorde in die mond lê, deur te maak asof hy hier sê dat die wet is die een of ander vyand.
En dit is presies wat Paulus nie sê nie, is omdat hulle nie die moeite doen om te gaan kyk wat Paulus sê nie. Die wet is nie die vyand nie, maar 'n pedagogiese toesighouer. Met ander woorde, iemand wat jou onderrig en toesig hou oor jou. Mens kan agterkom dat die kerkvaders en die hervormers het gaan kyk wat staan werklik in die oorspronklike taal voordat hulle iets gesê het in teenstelling met wat vandag gebeur. Dit het die mensdom in hul geestelike kinderjare beskerm, sodat hulle nie heeltemal tot niet sou gaan voor die koms van Christus nie. Ek dink regtig, dit is een van die bestes wat ek al gelees het. As jy dink aan wat jy nou gehoor het al vanaand, dit wat Johannes Chrysostomus hier sê, kan ek net glo hierdie ou kon goed preek. Die baie bekende kerkvader is natuurlik Augustinus van Hipporegius, en hy sê onder die wet was die mens gebonde deur vrees. Die minderjarige erfgenaam het die reëls nagekom, nie uit liefde vir die geregtigheid nie, maar uit vrees vir die tugtiging van die voog. Nou dit sluit baie aan by hoofstuk 3 ook. Augustinus dink ek vat die gesindheid raak van die kind in daai posisie van die nepios, wat hom onderdanig bevind aan die slaaf en aan die bepalings van sy vader, en nou moet hy gehoorsaam, want hy is gedwing om te gehoorsaam. En die oorgang, ons het al baie gepraat oor Martin Luther, wat die uitdrukking gebruik, die vroolike ruil, of daar die oorgang wat Christus bewerk, wanneer ons kan oorgaan van slaafse onderdanigheid na volwaardige kind wees, dink ek is wat Augustinus hier probeer vasvat deur vir ons te sê, hierdie slaafse onderdanigheid is 'n gedwonge situasie, en as daar gehoorsaamheid is dit uit bepaalde vrese, terwyl ons het nou oorgegaan in heeltemal 'n nuwe situasie, waar ons, as ons nou gehoorsaam ons uit liefde uit, omdat ons God lief het, wat vir ons hierdie wonderlike oorgang en Christus in Christus bewerk het. Goed, nou baie later, honderde jare later, mens kan amper sê 1000 jaar later, kan ons maar sê, wat sê die reformatore? Nou die reformatore lees die kerkvaders. Hulle lees natuurlik ook, hoe het hulle gewerk. Hulle het gegaan en dan gaan lees hulle die oorspronklike tekste wat hulle tot hulle beskikking het. Met ander woorde, die Grieks, moontlik ook die Latynse vulgaat van hierdie gedeelte Galasiërs 4 vers 1 tot 3 en moontlik ander tekste wat hulle ook tot hulle beskikking het, maar dan sou hulle ook kommentare gelees het en hulle sou nie kommentare uit hulle eie tyd vreeslik gelees het nie, maar hulle het teruggegaan en die kerkvaders gelees, en jy kom het agter ook en jy behoort dit te sien. Nou, hier by die lysie van reformatore, ek sal my tyd bietjie ander bysit, net terwille ook van die interessantheid, die bekende een is natuurlik Martin Luther, en dan Calvin, en dan een van Calvin se bekendste studente, die Skotte John Knox, wat self 'n groot invloed gehad het. So, Martin Luther, wat sê hy van Galasiërs 4 vers 1 tot 3? Hy sê, die wet is die onderwyser van die minderjarige. Dit kan die mens tugtig en skrik maak, maar dit kan nie die hart vernuwe of vry maak nie. Onder die wet is die mens soos 'n gevangene wat op sy erfenis wag. Weer uitstekend, eenvoudig gesê, op sy typiese manier Martin Luther, die onderwyser van die minderjarige, dit tugtig die mens en dit maak hom skrik. Dit sluit nogal aan by die skrikmaakgedagte, sou ek vermoed het hy gekry by Augustinus van Hipporegius.
En dan sê hy wat die wet nie kan doen nie, is hy sê hy die wet duidelik op grond van wat Paulus hier skryf in Galasiërs 4, kan nie die hart vernuwe of vrymaak nie, en dit is 100% waar, want ons weet die hart kan net vernuwe word deur die werking van die Heilige Gees. En die wet kan ons ook nie vrymaak nie, want net Christus kan ons vrymaak. So wat Martin Luther sê is, dit is nutteloos en sinloos om jouself te probeer regverdig deur die wet te onderhou. Onder die wet is die mens soos 'n gevangene wat op sy erfenis wag. So Martin Luther gaan eintlik nog 'n stappie verder. Ek dink weer eens, dit tref my nou nogal, dat hy nie net sê dat ons is 'n slaaf nie, maar dat hy sê, of ons staan onder 'n slaaf nie, jy weet, maar jy's 'n gevangene. Hy beskryf die omstandighede waarin jy jou bevind baie goed met, jy is gevange binne 'n sisteem en 'n bepaling van jou pa, wat sê jy kan nog nie besluit wat moet gebeur nie. En jy kan niks daaraan doen nie. Wetlik kon jy in daai posisie in die Grieks-Romeinse of in die Joodse wêreld niks daaraan doen nie. Dit was 'n waterdigte bepaling. Goed, Calvin sê, en nou kan julle die verskil sien tussen Luther en Calvin, weer eens die Oud-testamentiese gelowiges was reeds kinders van God, maar vanweë die bedeling waarin hulle geleef het, was hulle onder die seremoniële wet gehou soos 'n kind, onder 'n tiran van reëls, totdat die openbaring van Christus vryheid gebring het. So, ja, ek dink Calvin maak 'n baie belangrike punt hier, wanneer hy sê dat Oud-testamentiese gelowiges, hoe is hulle gered? Is hulle gered deur die onderhouding van die wet? En uit die aard van die saak, nee. Ons neem die voorbeeld van Abraham, en ons gaan kom by die aardvaders in hierdie hoofstuk, gaan Paulus op 'n meesterlike wyse die voorbeeld van die aardsvaders gebruik, of uit hulle tydperk uit gebruik. Abraham is geregverdig deurdat hy in God geglo het, nie deurdat hy die wet gehoorsaam het nie. So Oud-testamentiese gelowiges is op dieselfde wyse gered as wat Nuwe testamentiese gelowiges vandag gered op grond van geloof in God. Hulle, net soos wat gelowiges vandag gered word, omdat ons glo dat God kan lewe uit die dood gee, die opstanding van Christus uit die dood, is dit presies wat Abraham aanskou het in sy eie lewe, deurdat God lewe gegee het uit die verstorwe liggaam van Sarah, en vir hulle 'n kind gegee het, en hy het geglo God kan. En dit is wat Abraham gered het, is die geloof. En daai geloof het God in Abraham gewerk, en het Abraham nie van self in hom gehad nie. Maar weens die bedeling waarin hulle geleef het, die tydsbedeling, was hulle onder die seremoniële wet gehou, soos 'n kind onder 'n tiran van reëls. Nou, die seremoniële wet, moet julle natuurlik, kyk, Calvin, kom julle nou agter, hy skryf bietjie moeiliker, het vat 'n bietjie meer tyd om sy goed te verduidelik. En ek dink dis hoekom mense Calvin byvoorbeeld minder sal ken, of minder sal lees as Luther, maar seremoniële wet. Jy moet onderskei, daar is, en mense doen nie, maar die Nederlandse geloofsbelijdenis doen dit baie goed. Jy moet onderskei tussen die morele wet en die seremoniële wet. Die morele wet kan nie verval nie, en is die basis van alle wette wat jy op aarde het. Die morele wet is byvoorbeeld die 10 gebooie. En in die morele wet word bepaal in die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Nou daar's geen
stelsel op aarde, of geen volk op aarde, selfs nie onder heidene, waar dit toelaatbaar en aanvaarbaar is, dat jy mag moord pleeg nie. En daarom is die morele wet absoluut. En die morele wet het Christus vervul, maar die morele wet het nie verval, omdat hy dit vervul het nie. Terwyl die seremoniele wette, die seremoniele wette is byvoorbeeld die wette oor offers. Daardie seremoniele wette het Christus vervul, en ons hoef nie meer die seremoniele wette uit te voer nie. Ons probeer die betekenis van die seremoniele wette verstaan, wat dit aan ons verkondig, en ons, maar ons onderhou dit nie meer nie. Want ons weet, dit was tydelik, en dis wat Calvin sê. Hulle was onder die seremoniele wet gehou, soos 'n kind onder 'n tiran van reëls. Nou, Luther het gepraat soos 'n gevangene, en in 'n sekere sin beskryf Calvin die drukkrag van daardie bepaling van die Vader in sy goedheid, maar dit was wel swaar. Ek dink dis wat hy probeer aan ons oordra. Totdat sê, dit het gekom en toe het dit verander. Totdat die openbaring van Christus vryheid gebring het. En 'n mens beleef, en ek dink dis juist wat Calvin probeer vir ons wys is, daar's die drukking en toe kom Christus en toe is jy vry. Dit is wat hy sê Paulus se bedoeling is om aan ons oor te dra met Galasiërs hoofstuk 4. Nou John Knox sê, om in die Nuwe Testamentiese era terug te keer na die eerste beginsels van die wet, is om vrywillig die boeie van 'n minderjarige aan te trek, nadat die Vader jou reeds tot volle vryheid en volwassenheid geroep het. Hoekom sal jy jouself weer wil boei? Dit is wat John Knox probeer sê. Ek dink, dis nou weer 'n ander beeld, jy kom agter hulle gebruik wonderlike beeldryke taal in hulle verklarings, en dit maak het vir 'n mens verstaanbaar. Goed, so watter is hierdie eerste beginsels, of mensgemaakte reeltjies, wat Christene vandag nog gebruik om mekaar se geestelike volwassenheid te meet? En hoe doen ons dit? Kom ek probeer. Dit is eenvoudige goed. Dit is goed soos mense word beïndruk en hulle kry 'n bepaalde status of aansien onder medegelowiges op grond van hoe hulle tekste kan onthou of tekste kan aanhaal of sê hoe gereeld en hoeveel hulle van die Bybel lees, of hoe effektief hulle bid of hoe mooi hulle bid. Want iemand kan byvoorbeeld baie mooi bid, maar dit is nie te sê dit is vir God 'n mooi gebed nie. Die persoon kan dalk baie mooi woorde gebruik, maar die woorde is nie noodwendig opreg nie, want dit is 'n opeenstapeling van geuite uitdrukkings, gebedsuitdrukkings, en dan dink mense, wauw, maar hierdie persoon bid vreeslik mooi. En dit is die tipe goed wat ons as mense uitdink, en waar volgens ons meet, maar ons meet verkeerd. En dit is nie 'n illustrasie van geestelike volwassenheid nie. Geestelike volwassenheid is eerder wanneer jy sien dat iemand wat die Bybel gelees het en tot begrip gekom het van iets wat God vir ons in sy woord sê, en nou sien jy maar daai persoon gaan doen dit. Daai persoon gaan pas dit toe in sy of in haar lewe. En dit is eerder wat jy moet raak sien. Nie dat die persoon net allerhande reeltjies het en dit nakom nie, of die reël skynbaar van daai spesifieke kerkverband of denominasie mooi gehoorsaam nie. Wees baie versigtig vir denominasies of kerke wat baie reëls het. En jy dink dat godsdiens is om al daardie reëls na te kom.
Soos byvoorbeeld, ek werk nie op 'n Saterdag, ek werk nie van Vrydagmiddag tot Saterdag nie. Ek eet nie varkvleis nie. Ek doen nie dit nie en ek doen nie dat nie. Ek knip nie my naels op 'n Sondag nie. Waar staan dit? Dit is mensgemaakte reeltjies. En mense het baie van daardie reëls. En dit, as mense dit alles hou, dan dink hulle iemand is geestelik volwasse en baie godsdienstig. Maar dis eintlik goed wat mense uitgedink het, of wat mense nog steeds aan vashou, terwyl dit deel was van die seremoniële wet, en nie meer geld nie. Dis nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. Goed, wat dink julle? Watter is nog van hierdie eerste beginsels, met ander woorde, Ou-testamentiese goed waaraan mense vashou, of mensgemaakte reeltjies wat vandag nog vir mense baie indrukwekkend is en hulle laat dink, mense is baie godsdienstig. Kom ek stel dit oop, dat ek hoor wat sê julle. Julle is baie welkom om deel te neem. Ek het maar net 'n paar genoem. Julle kan regtig die vrymoedigheid neem. Unmute net jou mikrofoon en dan kan jy praat of jy kan skryf as jy lus het. Jy kan die chatfunksie dus ook gebruik. Goed, gaan dink 'n bietjie daaroor. Ek dink wat ek ook probeer sê is, gaan ondersoek werklik jou eie lewe en jou eie verstaan van hoe jy die Here dien, of jy nie vir jouself 'n klomp reëls gemaak het en jy glo deurdat jy hierdie reëls onderhou, is jy eintlik besig om 'n bydrae te maak tot jou verhouding met God nie, want dit is 'n probleem. Dis onmiddellik Christus plus. Ek kan nog 'n baie algemene voorbeeld waarmee ek te doen kry. Jy sal, as jy gaan kyk, as jy vir mense vra, hoe gaan dit met jou persoonlike geloofslewe, dan sal hulle miskien vir jou sê, nee, dit gaan nie goed nie. As jy vir hulle vra, hoe bid jy, sê hulle, nee, ek bid nie nou baie gereeld nie. As jy vir hulle vra, hoekom, dan kom jy agter, hulle het 'n sonde gedoen, en hulle dink hulle moet nou eers, as het ware, opmaak vir die sonde wat hulle gedoen het, en as hulle opgemaak het vir die sonde wat hulle gedoen het, dan gaan hulle weer kan beginne bid, want dan gaan God na hulle luister. So, julle kan natuurlik sien wat lê daar agter, nie? Dit beteken, jy dink dat jy maak 'n bydrae tot jou verhouding, jou goeie verhouding met God, deur die dinge wat jy doen, deur die goeie lewe wat jy leef. Dit is klassieke Christus plus. My dade is gelyk aan my goeie verhouding met God, of my redding. So, as jy oor jou lewe gaan begin dink in hierdie terme, en hoe mensgemaakte reeltjies, of eerste beginsels, jou verhouding met God kan beïnvloed, dan skrik 'n mens vir die dinge wat jy by jouself vind. En dan moet 'n mens begin skoonmaak. Jy moet hierdie goed uit jou lewe kry, en dit is soms ontsaglik moeilik om dit te doen, want oor die jare het dit deel geword van hoe jy dink, en hoe jy leef, en wie jy is. En dan kom jy agter, maar jy die heeltyd, en was jy in hierdie verhouding, en dink aan wat die hervormers gesê het, dat, jy weet, jy was eintlik in 'n vreesgebaseerde verhouding met God, en jy het jouself elke keer teruggevat na die eerste beginsels toe, jy het jouself weer geboei, jy het jouself weer onder die wet geplaas, en niemand anders te doen dit nie, dis eintlik onsself wat dit aan ons doen. Dis nie iemand anderste wat dit aan ons doen nie, dis nie iemand anderste wat dit altyd op ons afdruk nie. Dit toegegee, as jy in 'n kerk of in 'n denominasie is waar dit gebeur, en dit gebeur ook in Suid-Afrika, waar mense sê, ja, maar jy moet dit doen, en jy moet dit so doen, en jy moet, dit is gevaarlik, maar dit gebeur wel. Jaap. Hallo Dominee Tommy. Anja? Ek dink aan 'n
'n voorbeeld wat ek onlangs teëgekom het van iemand wat uit 'n charismatiese kerkgroep die vraag gevra het, dat die persoon se begroting, finansiële begroting het nou byvoorbeeld die maand nie baie mooi uitgewerk nie, en hulle voel dat hulle moet pertinent die riglyn van 'n tiende slaafs eintlik navolg. En dit sou nou beteken as die tiende as 'n bydrae gegee word, sou daar nie genoeg geld gewees het om sê nou maar die mediese fonds vir die gesin te betaal nie. En ek dink dit is ook 'n mooi voorbeeld om jou nie 'n slaaf te maak van 'n wettiese reël nie, want dan plaas jy jouself weer terug as 'n vrygemaakte gelowige onder daardie wet. Terwyl God eerder van ons verwag, ondersoek die hart en hoe jy gee, en nie spesifiek oor die bedrag nie. En dan waarmee saam ook die plig op ons sit om ons familie en ons gesinslede te onderhou, tot die beste van ons vermoëns. So, dit was, dis, as ek daaraan dink, is 'n goeie voorbeeld dalk. Baie. En ek wil eintlik sê amen. So 'n goeie voorbeeld is dit. Want ons het presies dieselfde situasie ook in 'n kring waar ons beweeg en waar jy weet as jy die gedagte, die probleem daarmee is, jy verdien natuurlik God se guns. Nou, ek wil dit nou 'n stappie verder vat. 'n variasie op hierdie ding wat 'n mens mee baie te doen kry in die voorspoedsteologie is jy ek gaan my kant van die reël nakom en dan verwag ek van God om my te seën. En mense raak kwaad as hulle voel hulle het hulle kant gebring, hoekom seën God hulle nou nie en loop dinge met hulle verkeerd nie. Nico, ek glo dit is jy met jou hand op het. Yes, Dominee, dis ek, naam Dominee. Naam, Nico, naam. Nee, ek wil net aansluit, dankie Dominee, ek wil net aansluit by Anje. Hier by hierdie Kainos kerk wat in Frankfurt is ook 'n charismatiese kerk. As jy by hulle wil aansluit, dan moet jy na hulle toe gaan met jou bankstate. Hulle sê vir jou, wat gaan jy elke maand bydra om 'n lid van die kerk te wees. Dit is nie 'n ding wat jy uit jou hart uit gee of kan bekostig of iets nie, hulle besluit vir jou. Ek wil maar net dit gesê het. Dankie Nico, weet julle, dit is opvallend uit hierdie bespreking vanaand, hoekom dit so belangrik is om die beginsels te verstaan van dit wat Paulus hier skryf in Galasiërs 4. Want as jy dit nie verstaan nie, dan bring dit geweldige swaar kry en ellende in gewone mense se lewe. Want in die geval wat ek ook net nou na verwys het, en ek sluit by beide die mense wat gepraat het aan, kry daai mense eintlik nou swaar oor die tiende, en die eintlike probleem is, hulle glo dis 'n reël, is 'n absolute reël, waarby gehou moet word, en hulle is eintlik, natuurlik, hulle kan sekerlik hulle finansies op ander punte ook beter bestuur, maar dit word hierdie absolute beginsel. Die oomblik as jy werk met absolutes, dan beteken dit jy glo, ek moet absoluut gehoorsaam wees aan hierdie ding, want as ek nie daarin gehoorsaam is nie, dan gaan God laat daar iets slegs met my gebeur. Nou, dan beteken dit, wie is God? Wel, die reël is God, en jy is nie meer vry in Christus nie. En ek dink beide, Anje en Nico, het die baie belangrike punt gemaak van die hart en die gesindheid van die hart. As ek nou weer die voorbeeld van gebed ook kan gebruik, die beste gebed, die regste gebed, is die opregte gebed, waarvan die hart reg is. Die woorde is dalk swaar en moeilik, en die persoon hak dalk selfs vas, en die mense ook sê, het nie noodwendig, alles in die gebed was nie
100% teologies reg nie. Maar die plek van waaruit daai mens gebid het, was opreg. As ek dink aan die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die fariseer en die tollenaar. En jy weet, natuurlik die fariseer se gebed het 'n ernstige gebreke gehad. Maar die tollenaar se gebed is so eenvoudig, maar opreg. En dis waar die ding inkom. So ek wil dit maar weer eens beklemtoon. Ek dink dat Paulus maak hier die punt van in Christus is ons vry. Moenie weer teruggaan na die eerste beginsels, na mensgemaakte reëls, en onthou nou, hierdie mensgemaakte reëls sluit dikwels aan by die Ou Testament, want dis wat ons hier vir mekaar nou vanaand gesê het. Dis eintlik die ou beginsel van die voorbeeld wat ons gepraat het van die 10de. So dit is mense wat sê, kyk, hier staan dit in die Bybel. In die Bybel. Maar hulle verstaan nie wat die Here met die beginsel sê in die eerste plek nie. Hulle vat net die woorde so en hulle gaan probeer dit nou direk afdwing op mense en op hulle self. En dis dikwels die grootste probleem is, ons probeer dit op onsself afdwing. En dit is dan, jy plaas jouself weer in daai posisie van slaaf, jy plaas jouself in daai posisie van jy boei jouself. Hoe Martin Luther ook gesê, en klink vir my John Knox, wat gepraat het van boei, het aangesluit by Martin Luther, wat gesê het, jy maak jouself weer 'n gevangene van die wet. Goed, nou ons tyd het 'n bietjie uitgeloop vanaand. Ek sal volgende week dan by vers 4 tot 7 gaan ons dan begin en ons gaan verder. Ek sal dit so 'n bietjie vinniger daar deur die oorspronklike teks gaan, maar ek dink julle kan sien hoe bou dit op en hoekom dit so belangrik is dat jy gaan kyk wat staan daar, dat jy nie net noodwendig met een vertaling werk nie, maar kyk bietjie na verskillende vertalings. Die hele saak van vertalings is maar 'n moeiliker saak om aan mense oor te dra, maar 'n mens moet maar moeite doen met die woord van die Here en jy kry baie goeie vrug as jy moeite doen met die woord van die Here. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het, en volgende week as die Here wil en hy spaar ons almal, dan maak ons weer so. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, die tyd het so vinnig verbygegaan, dit voel of ons skaars met hierdie Bybelstudie begin het en nou sluit ons af. Maar ons dankie Here dat die woord so ryk en omvangryk is, dat die woord ook vir ons vanaand weer gesê het en gewys het, hoe belangrik ons Here Jesus Christus is, en dat ons onsself nie weer moet verslaaf nie, maar dat ons ook ons eie lewens deeglik moet gaan deursoek en ondersoek en bepaal, of ons in die volle vrye krag van Christus leef. Ons bid dan dat U dit ook vir ons deur die Heilige Gees sal doen, sodat ons in 'n werklike opregte en liefdevolle verhouding met U kan staan. Ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Ja, ek sê vir julle almal baie dankie dat julle ingeskakel het, en soos wat ek ook gebid het, mens voel skaars ons het begin, nou maak ons maar klaar ook. Maar is miskien goed, dan is dit nie te veel inligting nie. Ons maak weer volgende week so, en alles wat mooi is vir elkeen van julle, baie dankie. Dankie ook vir die dankie. Mooi aand vir julle almal.